Advent bring die vreugde van die hemel na die donker van ons wêreld. Advent herinner ons God se teenwoordigheid is sterker as ons omstandighede. Die tweede adventsreaksie wat ek en jy lees is nie menslik nie, dit kom uit die hemel uit self. Die hemel soos jy dit hier agter my sien op die Beinskloof pas net buite Wellington. Die engele verskyn aan die eenvoudige herders en hulle vul die naglig met 'n byna oorrompelende koor en hulle sê ere aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde vir die mense in wie hy welbehaag het. Lukas 2 vers 14. En dit is opvallend. Die engele deel die goeie nuus met absolute vreugde en oortuiging. Nee, ons dink miskien daar kan goeie nuus wees nie. Nee, 'n hemelse sekerheid. Die Here het gekom. Soos die lied wat jy en ek sing, Joy to the world, the Lord is come. Die vreugde is nie omdat die wêreld reg is nie, die vreugde is omdat God getrou is. Karel Barth skryf, God se besluit vir die wêreld is vreugde. En daarom is die tweede adventskers vreugde. Die soort vreugde wat bly selfs in verlies, selfs in ekonomiese spanning, selfs in die winter van die noordelike halfrond of in die oorvol somer van die suidelike halfrond. Dr. Tanya van Wyk herinner ons dat Advent nie net oor vreugde gaan nie, maar oor die paradokse van lig en donker saam. En juist daarom breek die engele se lied iets oop. God se vreugde ontmoet ons werklikheid, nie ons voorgee wêreld nie. Waar moet jy hierdie Advent weer hoor dat God jou vreugde bring? En met wie moet jy die goeie nuus gaan deel met dieselfde oortuiging as die engele daardie nag? Here, ons almagtige God, U bring vreugde, ons ontvang dit. U bring vrede, ons verlang daarna. U bring Uself, laat dit ons lewens vul en vorm. Amen. Dankie dat jy vandag ingeskakel het en mag jy die vreugde van Kersfees in hierdie Adventsweek in jou lewe ervaar. Tot volgende keer. Totsiens.